Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Kristal Cornelissen sluit volgend by ons aan. Goeiemôre en geluk met jou verjaarsdag. Ja, verjaarsdag meisie. Kristal, ons hoop jy het 'n pragtige dag. Dankie vir die lieflike mens wat jy is en ons wens jou net 'n klomp blessings en vreugde vir die jaar wat voor lê. Ja, baie geseën. Lekker om dit by julle te begin. Ag, jy sien, dankie Kristal. Nou begin ons nou ook maar vanoggend met die ANC en die SAKP. Ek bring geskenke. Ja, ons begin met die ANC en die SAKP. Hulle het gister 'n bilaterale vergadering gehad. So waaroor dit onder andere gaan is oor die ANC se ekonomiese plan en dan die SAKP se voorneme om die volgende jaar se verkiesing onafhanklik te staan. Hoekom hierdie storie vir my saak maak is, ek dink dis 'n aanduiding van hoe interessant ons politiek gaan raak. So die SAKP ondersteun nog altyd, sedert demokratiese verkiesings, die eerste een in 1994, is dit die ANC se vernoot. Dit is die deel van die drie-party alliansie, so hulle is bondgenote deur dik en dun. Nou president Cyril Ramaphosa het ruk gelede gesê, jy weet, hy is nou nie dik van die lag oor hierdie besluit nie. Die SAKP sê wel hulle het 'n reg om dit te doen. Van die groot kwessies wat vir hulle pla is korrupsie, wat hulle sê nie gepak word soos dit gepak moet word nie. Weet, hulle praat van die nasionale demokratiese revolusie, dis ook een van die ANC se buzzwords. Hierdie goed is nie besig om vinnig genoeg te gebeur nie. Ek dink op 'n dieper vlak is dit ook 'n aanduiding van faksies. Jy weet, ek is versigtig om die woord skering te gebruik, faksies binne die ANC. Ons het dit binne die ANC gesien. En nou sien ons dit ook al meer in hulle vennote. Jy weet, so as Kusatu nou ook begin grom, dan dink ek dink daar's baie lankal, wel ons sien dit, aanduidings dat die ANC in die moeilikheid is. En hierdie is my nog een van daai voorbeelde, waarskuwings dat die ANC nie is waar hy dink hy is nie. Die SAKP het al verkiesing betwis, hulle het nie sleg gedoen nie. Dit is maklik om in die oppositiebanke te wees, dit is nie so maklik om te regeer nie. Dit sal baie mense vir jou sê. Dis ook nie so maklik om 'n verkiesing engine weet te laat loop nie. Dis al van die nuwe partye en ek weet nie is nou losweg die MK party EFF het baie jare gevat om hulle stelsels te kry waar hulle 'n verkiesingsmasjien kan bedryf. Dit vat kundigheid. Weet dis regtig dis 'n golf van werk en jy het iemand nodig om haar strukture te vestig. Hierdie is wel vir my 'n aanduiding van bekommernis binne die ANC. As ek hulle was ek baie bekommerd. Jy weet, dis nie net van buite af wat daar druk is nie. Dis toenemend van binne ook wat mense sê ons is ontevrede. Die SAKP aan die ander kant, jy weet, net omdat ons 'n groot werkersklas het en 'n swart werkersklas, jy weet, dit verteenwoordig nie dadelik. Dit skakel nie dadelik om in steen vir 'n party soos die SAKP nie. So ek dink dit is 'n bietjie van 'n dubbelspel aan albei kante. Die politiek gaan interessant wees. Absoluut. En hulle moet dit bestuur op 'n manier is intern, dis uit die kiesersbasis uit, daar is nogal baie druk van verskillende kante af. Lekker, hulle moet gedruk word. Dis hoe dit werk. As jy verantwoordelikheid vat, moet jy verantwoordelikheid neem. Dan die valkus is interessant wat in die hof verskyn het oor die Tembisa Hospitaal situasie, huil lang krokodiltrane. Dit is nooit lekker as iemand huil nie, man, Peer. Maar ja, ek weet baie daar nie wat hierdie mense dink na bewering nie. So hier is nou 2 kerels wat gevang is. Een is 'n ondersoeker by die Valke, by die teenkorrupsie eenheid. Die ander een is 'n personeellid by die Tembisa Hospitaal. Die soeklig is 100% op die Tembisa Hospitaal, op die ondersoek wat daar gedoen het, op die 2 miljard rand wat voete gekry het en in sakke en in karre beland het. Nou sê jy nou vir my, wat het jy nou gedink toe jy vir iemand na bewering gaan vra het vir 100 000 rand omkoopgeld om die saak teen hom te laat verdwyn? Hoe het jy gedink gaan hierdie gebeur? So aan die een kant is dit of jy doen dit al moontlik baie lank en jy het al met baie van dit weggekom. Jy het dalk al daarmee weggekom of jou chommies kom daarmee weg of weer die ander opsie is net het jy nie mooi hieroor gedink nie. En om nou krokodiltrane te huil is so bietjie bietjie laat vir my. 2 miljard rand waarvan ons weet wat verdwyn het. Dis by een hospitaal. By een hospitaal. Dit is nie eers al die geld waarvan ons weet nie. Ek weet en mense praat van korrupsie en alles, maar hierdie goed kan nie gebeur as iemand dit nie moontlik maak nie. Of dit toesmeer of die ondersoek daarna poetjie nie, soos in ons na bewering in hierdie geval. Ja, so jy weet, hy is nou niemand hier is nog aan enigiets skuldig bevind nie, maar mense sukkel 'n bietjie met die simpatie in hierdie geval.
weet hy omdat jy gevang is. Ja, ek moet eerlik wees, indien die man skuldig is my simpatie. Ek wil gaan 1 tot 0, want die hoeveelheid geld wat jy gevat het, kon lewens gered het. So, vir my om te gaan, verstaan, ek's jammer, jy's nou uitgevang, maar ons kon eintlik mense se lewens gered het by die hospitaal, wat ons nie het nie. So, Ons, jy weet, elke 100.000 rand maak 'n verskil. Dis is om te sê, verkeersbeampte wat jy voorkeer en hy word gevang vir 100 rand en dan hier is nie die eerste 100 rand nie, hier is nie die laaste 100 rand nie. Dit word 100.000 rand, dit word 2 miljard. So ergens moet ons die streep trek. Die hofsaak moet sy verloop neem, maar my simpatieraad tussen die 1 en 0. Ja, hou maar laag. Christel, dan ligte by die burgemeester se huis brand, maar niemand bly daar nie. Niemand bly daar nie. Ons is nou net die G20, nê? En een van die groot goed wat ons weggevat het van die G20 is so wat ons gedoen kan kry as ons regtig wil, nê? Kyk, ek het gister werk toe gery. Ek wag nou net dat die fontein by Fonteine Sirkel opgestart word. Lekker wag, hoor. O, regtig? Ja, lekker wag. Ek het nog trokke en hoede en allerlei porteloos en ek wag net vir die fontein om opgestart te word. Ek dink hy het laas met die Wêreldbeker gewerk. Maar die G20 het ons gewys wat kan ons doen wanneer ons wil. En dan kry ons 'n berig soos hierdie en dan ook die een oor die 22 miljoen rand swembad wat gebou is en nou 'n lekker nesie vir muskiete geword het. En jy wil die hare uit jou kop trek. So hierdie is in Noordwes, dis die burgers meesterswoning op Mogwasi. Hulle betaal vir wagte, hulle betaal vir elektrisiteit, maar die huis staan al vir 'n dekade lank leeg. Nou enigiemand sal vir jou sê weet 'n huis wat vir 10 jaar leeg staan gaan skade kry. Ja. Waarom? So ek weet nie wat dink ons nie. So tussen 2002 en 2004 was dit nog 4 miljoen rand werd, dis waarvoor die munisipaliteit gekoop het. En nou word dit op 1,35 ek met 'n Zuma wiskunde hierso 1,35 miljoen gewaardeer, want daar's nou weet die dak en die pype en alles is gone. Hoe mors ons so? Ja. Mense huil elke dag oor blyplek. Weet hierdie moes 'n mooi woning gewees het. Hoekom die burgemeester 'n 4 miljoen rand huis op Mogwasi nodig het, sukkel ek nog steeds bietjie om te verstaan. Ek weet maar hierdie word nie as 'n bate gebruik nie. Hierdie skreeu teen hemele en weet, ons moet beter doen as dit. Jy het ook verwys na die muskiete in die swembad. Dis nogal 'n baie interessante artikel. 22 miljoen rand se kompleks. Maar al wat gebeur in die swembad is daar's 2 swembaddens hier gebou en beide van hulle is alreeds lankal droog en leeg. Dit is wat 22 miljoen rand vir jou koop, heer. 'n gat. So hierdie is veronderstel gewees om 'n bate vir die gemeenskap te wees. Hulle moet swem, daar is Premier Sokkerliga wedstryde gewees. 'n stadion ook op sportvelde. 'n Stadion, jy weet 'n sportkompleks. En nou is die vraag, jy weet, is hierdie gebou om iemand te baat? Was daar 'n behoefte daaraan? Is dit op die regte plek? Al wat nou eintlik goed doen hier is die muskiete en die bakterieë. Jy weet hulle praat van jong mense wat swemlesse sou ontvang. So dit staan leeg. En niemand gee antwoorde nie. Niemand gee om nie. Ja. En dan kom ek terug by die G20. Mense kan sien as die politieke wil daar is, want dan kan jy sien hoe gebeur goeters. En dan kan jy sien as dit eenvoudig net ontbreek. En daarom dink ek dit is goed as ons praat van politieke partye en druk wat uit alle rigtings kom, is ons as kiesers moet begin terugdruk en ons moet sê wat is hierdie? Ja. Wie was hierdie? Want by jou naam wil ek nie my kruisie trek nie. En jy moet ook nie, want anders moet jy nie daarna klaar nie. Huil oor jou muskietswembad nie. Ja. Kristal, dan so 30 sekondes, ons almal moet bietjie beter maniere hê. Ja, dis 'n veldtog in die FSA wat hulle vir mense gesê het, as jy vlieg, gedra jouself asseblief. Hulle praat van iets soos 'n toename in 400% in uitbarstings op vlugte. Ag nee. Ek weet, hulle vra mense moet hulle netjies aantrek. So jy moet asseblief met jou poffertone kaalvoet daar langs my sit hierdie Desember met jou slaapklere en slippers nie. Hulle sê wees 'n lekker mens. Dankie. Wanneer jy gaan vlieg. Fantasties. Ja. Nugter? Ja. Ten volle geklee? Asseblief en dankie. Dis al. Ek dink ons kan dit weier vat as net op die vliegtyg, wees maar oor die algeheel 'n lekker mens. Moenie in jou pyjamas en jou slippers opdaag nie, wees net lekker. Dis hy. Kristal, ek hoop jy het 'n heerlike verjaarsdag verder. Dankie kollegas. Dit is Kristal Cornelissen, ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.